Goeiemôre. Jy luister na oordenking 50 in die reeks Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend oor die 5de deel van die Wiser model, reflekteer. Om te reflekteer is om te leer uit ervaring. Wysheid, as jy mooi daaraan dink, is om al die lesse wat jy geleer het in die verlede te onthou. Dit is om nie die foute te herhaal wat jy of ander reeds gemaak het nie, en dit is om dit wat goed gewerk het en voordelig is, te behou. Ons ken mos die gesegde van laerskooldae af, neem uit die verlede wat goed is en bou daarop. Ons het die wonderlike vermoë om onsself te bevraagteken. Doen ons dit nie, herhaal ons die foute van die verlede. Ek sien onlangs 'n video op sosiale media van 'n skaap wat in 'n watersloot beland het. 'n Man spook om die skaap daar uit te kry. Hy self staan halflyf in die water en hy die skaap hier teen sy bors, naderhand so oor sy skouers, en hy druk en hy stoot en hy uiteindelik kry die skaap uit die sloot uit. En terwyl hy self so uit die sloot uitkruip om tot op die wal te kom, sien jy die skaap so in die agtergrond weghop en begin hy so trippel en hy begin hardloop en spoed optel. En die volgende oomblik, terwyl hy so skuins weghardloop, draai hy terug en 50 meter verder val hy in presies dieselfde sloot. Dis verskriklik snaaks, maar nie in die regte lewe nie. Nie as ons dit doen en dieselfde foute bly herhaal nie. Eric Berne, een van die mees invloedryke sielkundiges uit die vorige eeu, wat die teorie van transaksionele analise ontwikkel het die boek geskryf met die titel The Games People Play. Ons gedrag en veral ons konflik is dikwels voorspelbaar, volg dieselfde patrone. Die man kom laat by die huis aan met 'n asem wat ruik na drank. Hy maak die deur vrolik oop met 'n bos blomme in die hand. Sy vrou vat die blomme, gooi dit in die asblik en gaan slaap in die gastekamer. Die volgende oggend vat sy die karsleutels en die kredietkaart en druk hom in die rooi. As sy by die huis kom, het hulle geweldige rusie. Hy kan nie glo dat sy die blomme in die asblik gegooi en die kredietkaart so misbruik het nie. Maar sy verrassing is geen verrassing nie. Dit het die vorige keer ook gebeur. En die vorige keer. En die vorige keer. The games people play. Boetie se kamer is nie opgeruim nie. Pappa trap hom vas en vertel hom in geen onduidelike taal nie wat met hom gaan gebeur as sy kamer weer so lyk. Boetie begin huil terwyl mamma tussen beide tree. Nou verwissel die ratte en die rusie tussen pappa en mamma kry momentum. Hoekom moet jy so kwaai wees met die kind as jy met hom praat? Hoekom vat jy altyd sy kant as hy die een is wat verkeerd is? Dit sal weer gebeur, want dit het al gebeur. The games people play. Om te reflekteer is om nabetragting te hou na 'n insident, konfliksituasie of ligte meningsverskil. Het ek toegepas wat ek my voorgenem het, nou dat ek waargeneem het, geïnterpreteer het, geselekteer het wat om te doen en uiteindelik besluit het wat my strategie sal wees? Het ek uitvoering gegee aan my plan? Hoe het dit uitgewerk? Wat kon ek beter doen? Wat sal ek volgende keer anders wil doen? Net om perspektief te gee. Vir die grootste deel van ons lewe het ons nie nodig om die Wiser model of enige ander model te volg om so diepsinnig na te dink oor konflik of konfliksituasies nie. Vir die grootste deel van ons lewe kan ons vinnig en beslissend optree en ons is in die kol daarmee. As vir daardie 10% van die kere wat jy besef, hier is dinge meer gekompliseerd. Ek kort groter wysheid. Hier is meer op die spel as oënskynlik wat hier aan die gebeur is. En veral vir daardie areas van jou lewe waar jy agterkom. Hierdie is the games people play. Hierdie is 'n herhalende patroon wat elke keer na vore kom en wat vir niemand goed is nie. Die Here het ons geskape met 'n oop einde. Vir ons die vermoë gegee om onsself te bevraagteken, om nuwe keuses te maak.
om nuwe wysheid te vind, om diep na te dink. Dink goed daaroor na. Dis hoekom die Here beslissende momente in ons lewens ingebou het, waartoe ons onsself verbind het. Die dag toe ek getrou het, het ek 'n belofte gemaak. Gaan lees weer daai belofte wat jy gemaak het. Die dag toe jy 'n kind ontvang het, het jy die kind gedoop of in sommige tradisies ingeseën en jy het 'n belofte gemaak. En ons maak beloftes om onsself te hou aan 'n roeping wat groter is as onsself, wat van ons meer vra as waartoe ons van nature in staat is. Daarom, kom ons vra dat die Here ons daarmee sal help. Hemelvader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly inoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vredemakers te wees, geduldig te bly, vriendelik te bly, goedhartig te wees, getrou te wees, sagmoedig op te tree en met selfbeheersing. Ons weet dat ons aan Christus Jesus behoort en ons kruisig ons hartstogte en ons begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help ons om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help ons om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond ons, o Heer, dat ons ook onsself bly ondersoek en ons hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.